Otjiwarongo toe. Maar- Maar dis dan nie singplaatpad nie. Nee, dit is 'n klappad nie. En is dit nie vir jou lekker hier nie, Dit Joe? is fantasties, die platteland. Is net awesome. net awesome. Anderste mense hier. Maar Beste. ons is nou uiteindelik hier. En hierdie deur, Joe, gaan die oplossing vir ons gee vir al ons kosmaakprobleme. Soos 'n kook. Soos 'n kook en braai en stews en Dit's gaan gooi kole, gooi kole, mielies, alles. Daar's hy. Okay, kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk. Kom saam. Man sou daarvan om te sê dat 'n vrou in die kombuis hoort, verkieslik agter die stoof. Ek het 'n man ontmoet wat bewys hy kan beter met stowe werk as wat vrouens kan werk. By my is Charles van Bushman Fire. Charles, ek gaan nie probeer om jou hele naam uit te spreek nie, want ek is Afrikaans en jy is Duits. So wat is jou volle name? Charles Don Schneering. Charles Don Schneering. Och, daai vir Afrikaners is baie erg. Charles is eintlik nog steeds hierso op Otjiwarongo en jy vervaardig Bushman Fire stofies. Reg. Waar het jy aan die idee gekom? Ek het met die idee gekom daar destyds uit Malawi uit so 'n stofie gekom wat ook so met kole werk, maar die goed is van blik gemaak en val uit mekaar uit nie baie jy gebruik hom nie baie lankie. Ja. Toe besluit ek gaan myself een maak wat kan hou. En ek het in my garage begin met die goed. Die buurman het gesien, nee, ek wil ook een hê en sy buurman het gesien en die een ding op die ander op die een van die dag so sit ek met 'n besigheid. Dit is wonderlike nuus. En nou, hy is nou al in 31 lande. Jy voer hierdie stofie na 31 lande toe uit. Ja, ek het uitgevoer Israel, Is ongelooflik. Amerika. Ek sit met 'n probleem, ek wil Australië toe uitvoer, maar alles moet deur Hamburg gaan. Alle deelvrag moet deur Hamburg gaan. Okay. Dit maak dit vir ons moeilik en duur as die Natuurlijk. produk aan die kant kom. Dis ongelooflik van 'n stofie wat jy in jou garage begin maak het tot uitvoer na 31 lande. As 'n mens weet van besigheid, dan lê die wêreld vrot van geleenthede, nê? Dit is so. Vertel vir my bietjie, hoe werk die stofie? En ek weet nie, ek kan gou-gou vir ons produksie ou vra, ons kameraman, wil jy ek moet hom aftel dat jy op hom kan zoom en dan kan Charles vir ons mooi wys. Hy's vrek swaar hoor. Sit hom. Daar's hy. Okay. Vertel gou eers vir my want ek was nou baie verbaas om dit te hoor. Waarvan is dit gemaak? Dit is vulkaniese as wat met sement gemeng is. Ja. Dit isoleer hom en dit konsentreer jou hitte op jou pot. Daar's bitter min hitteverlies. En waar kry jy die vulkaniese as vandaan? Dit is 'n produk, dit kom iewers uit Suid-Afrika uit, Okay. maar hy gaan deur 'n proses. Ek kry dit van Suid-Afrika. En wat het jou laat besluit om vulkaniese as te gebruik? Omdat dit baie lig is. geweldig Ek lig. verstaan. So jy het vulkaniese as, dan meng jy dit met die sement. Met sement. En dan giet jy dit in 'n vorm. Ek het 'n mold wat ek insit. Ons keer hom om. Hy word onderste bo word hy gegiet en dan agterna sit ons die onderplaat in, swys hom vas en maak hierdie binneplaat Okay, wat dis waar jou kole op lê, jou as moet kan deurval. natuurlik. Laat hy onderkom. Goed. As jy hierdie ouetjie so 3/4 vol kole gegooi het jy 10 ure en langer kooktyd. Werklik, so dit is dit hou, maar dis hoekom jy sê jy die vulkaanas gebruik, want dit hou die hitte so lank. Dit hou die hitte verskriklik lank en ja, jy kan hom met hierdie klappie, hoe groter jy hom oopmaak, hoe meer lig gee jy hom, hoe warmer word hy. Presies. So jy kan hom reguleer soos jy hom wil hê. Okay, en dan is daar nou nog hierdie dingetjie. Ek wil nou nie dat ons uit die skoot uit gaan nie, ons gaan nou net wys. Dit sit jy nou. Dis maar vir die informele mark wat ek gemaak het. Ek kan hom op die grond neersit, ook kole gebruik. En die as jy hom opgetel het, klaar gekook het, die as waai weg.
dit neukie die Omgewing op nie, dit wat natuurlik vrek belangrik is. So met hierdie, as ons nou terugkom na die Bushman stoofie wat jy maak, dan sit jy nou jou pot daarbo op. Sit jou 3-pot pot, jy kan 'n wok opsit, jy Ja. kan 'n pan opsit, jy kan jou steikplaat opsit. Geen rook, geen reuk en omrede daai vulkaniese as kan jy hom op 'n plastiek tafel sit. Ek het hom vir baie My jare maggies, op 'n plastiek tafel gedemo en hy maak daai tafel niks. dis ongelooflik. Mense wat jou kliënte, waarvoor gebruik mense dit hoofsaaklik? Is dit maar om potjie kos Potjie kos te maak? en ja. Ouers kook afval. Natuurlik. Opstel. Lank vat, nee, ja. Hy sit hom op en hy vergeet van hom, hy brand nie sommer aan nie. Hy werk net lekker. Dit- Ekonomies. Ek kan my indink, want as jy vat vir 10 ure se hitte teenoor elektrisiteit, as jy so lank elektrisiteit moes, is baie goedkoop. Korrek. Baie inderdaad. Ek sien hierso. Ja. Hierdie is jou firelighter ook. Dis my ou label nog hier op. Ons het heeltemal die label verander. Die firelighter daar is ook van die vulkaniese as. Ek het hierso 3 in. Ek verkoop hulle met 2 Ja. firelighters in. Jy maak net jou hoortjie vol parafin. Jou firelighter gaan bo op die parafin dryf tot hy saturated is, dan gaan hy af onder toe. Dan is hy gereed vir gebruik. Dan het ek het sommer so 'n tangetjie by Ja. gemaak. Kan jy hom daar uithaal, sit hom bo op jou kolle steekbrand, gaan maak 'n vuur op. Teen die tyd wat jy terugkom, brand jou kolle, jy kan die pot opsit, jy kan begin kook. My genade. Hierdie ding koud is, haal hom af. Los hom dat hy koud word, sit hom terug in die parafin, jy gebruik hom. Jy gebruik hom weer. My wêreld. Okay. Voor ons nou van die ander slim goed kyk wat jy maak en uitgevind het, vertel net gou 'n bietjie vir ons van jouself. Is jy gebore in Namibië? Was jy nog altyd hier? Ek is in Suid-Afrika gebore in Mulberry in die Kaap. Ek was 9 jaar oud toe ons Suidwes toe gekom het en ek het 81 opgepak en terug Suid-Afrika Ja. toe en 87 toe se boets en al terug en gesê hier kry jy my nie weg nie. Dis mos wat hulle sê van Namibiërs, as jy eers hier is, nê, dan kan jy eenvoudig groot geword, ek het Ja. skool gegaan alles en daar's nie 'n manier wat ek weer oor die oranje gaan jy bly hier. Jy bly net noord van die Oranje. Dis baie goed om te hoor. Ons vat gou 'n breek, ons kom nou terug en dan wys ons vir jou nog interessante goed wat Charles maak. Elke sportnaweek het baie aksie en baie wat gebeur en baie om oor te gesels. So skakel in by Op die Telbord. Dit is Maandag 1uur. DStv kanaal 285, ook op GoTV kanaal 25. Ek gesels lekker saam met Mike Potgieter en ons gaan hoor wat die naweek gebeur het, kyk wat die naweek gebeur het, ons kyk wat op die Telbord gebeur het, ook op die veld en dan gesels ons met die afrigters en met die spelers. Ons hoor van al die aksie en waarom dit gebeur het en hoe dit die volgende naweek dalk anders kan wees. So skakel in, is 'n lekker gesels. Myself, Arie Hougaard en Mike Potgieter, dis op die Telbord. Welkom by Blitsfokus waar ons jou vervoer in 'n wêreld vol Namibiese jeug. Ons gesels elke maandag om 12:30 met 'n interessante figuur uit die Namibiese jeug wat vir ons meer vertel van sy paadjie, of dit is in sport, kuns of kultuur. Ons wil die Namibiese jeug voorfront maak van Namibiese TV. Ons gesels dan ook natuurlik elke week oor 'n baie interessante Afrikaanse boek en al die nuutste Afrikaanse musiek. Maak seker jy mis nie Blitsfokus nie op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik ons webtuiste 1up2 onder Zone TV. Blitsfokus waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus maak. Hier is Charles se stoof. Bushman Fire. Okay. Charles, vertel 'n bietjie, wys bietjie vir ons wat gaan hier aan. Dis my veldoontjie. Werk op Mama Chaka. Ja. Ek het alles
Okay, so jy gooi dit hier in. As jou as lê, As jou as laai. as val daardeur, Cool. as jou kolle lê, Okay, so jy gaan jou charcoal nou hier ingooi. jou charcoal gooi jy daarin of jou briket, Ja. daar is jou rak waar jy jou Vla- casserole op sit. Ah. En die guala het ek bygemaak sodat jy as die ding warm is, wil jy nie Ek wil nou net sê. jy kan al met die guala werk. Hy het 'n termometer op en dan het hy 'n klappie binne in die skoorsteen. Ja. Hoe groter jy hom oopmaak, hoe warmer word hy. Hoe kleiner jy hom maak, hoe koeler is hy. So jy Oh, so kan dit is jou- soos jy hom reguleer, die jy temperatuur. kan jou temperatuur reguleer. Kan jy soos dis soos enige oond. Jy kan nou brood hierin bak, jy kan koek bak, Die ouens enige het ding. brood gebak. Ek self het 'n skaapbout gedoen. Ek wil nou Ek net het sê skaal. 25 brikette ingegooi. Ja. Die volgende oggend toe ek die kolle laai uittrek, toe lê daar 7 brikette wat nie gebrand het nie. So ek het hom met 18 brikette het ek hom gaar gemaak. Ja. Want dis wat ek wil weet, spesifiek iets soos 'n bout, Charles, wat lank, so jy het lank konstante hitte nodig. Ja. Hy sal hom hou, nee, want dan moet jy mos nog net hierso stel, hierbo. Jy stel hom hier tot wat jy die verlengde hitte kry wat jy wil hê. 140 grade. Ek weet my vrou vat die elektriese oond. Sy Ja. sit hom op 140 grade oornag. Natuurlik, hy- ja. Okay, so dan is dis hy bout dieselfde as ja. Sag, hierdie Ja. ene, ek het daai bout seker 5 ure gedoen. Maar met 18 brikette. En dit vergelyk hom met die Met die kragverbruik, Elektrisiteit. ja. Liewe genade. nee, hy werk soos 'n droom. Sê gou Charles, Pizza, ek het al bout, ek het hoender, ek het rib, ek het 'n nek. Wat nie alles om gedoen nie. Jene. Ouers het brood gebak, die ou sê het sy brood ingesit vir 140 grade, 45 minute. Ja. Hy sê dit was bietjie te lank, hy het onder ewe gebrand. Ja. Hy maak hom volgens net 35 minute. Sê gou, het hy ek is mal oor 'n ribbietjie. Maak hy die ribbietjie lekker sag en dan hy crispy bo. Ek het 'n vreeslike vet rib gehad wat ek nie wou braai nie. Toe het Ja. ons hom opgesny en in die casserole gesit en Ja. binne in die oond. Ja. Kyk, okay, hy het nog geswem. Die Hy het vet, geswem in ja. die vet. Ja. Maar glo my, ek en my vrou het daai nou bietjie opgeëet daai Ag, aand. lekker. Lekker. So sou jy sê mense moet dan eerder iets in 'n pan of in 'n bak sit? Jy sal nie dit net so op die rooster Nee, sit nie. daar het ouens dit al getraai. Ek weet nie hoe suksesvol dit is. Ja. Hulle het my foto's hier gesien, maar ongelukkig het ek Ja, want ek dink as jy nou 'n rib nou hier gaan insit net so, dan gaan okay, maar die vet drup ons daarom nou in jou. Ja. Maar dit gaan nou drup op jou charcoal. Ja, dan gaan hy vreeslik vlam maak. Vlam Dit is- maak, dit ja. is moeilik. Ja. Wat is jou gunsteling ding om in jou oontjie te maak? Ek doen alles maar in die casserole. Ja. Dit is maar die beste. Ja, so jy sit hom in 'n casserole en dan sit jy hom in. Charles, sê gou vir my, waar kom die idee aan die oontjie spesifiek? Ek het baie lank daar met die idee geloop en toe en net op 'n dag besluit nou maak ek hom. Ja. Nou het ek hierdie enetjie, dis die kleintjie. Dan het ek aan een wat bietjie, ek het op die oomblik nie 'n sample nie. Ja. Hy's bietjie groter as hierdie een. Ja. En jou oondpan, daai lang swart Ja. oondpan wat jy kry pas lekker in hom. So hy's groter as hierdie Hy's ene. groter as hierdie een. Ek weet nie, dit voel vir my ek gaan hierdie een discontinue. Why? Omdat die ouens verkies die grootte. Die grootte, ja. Ja. Want ek dink as ek nou vir my 'n rib in 'n casserole daar sit, dan is dit net my rib. Ek gaan nie met iemand deel dan nie. Sê gou vir my, Charles, iets wat ek nog wil weet, waar kan mens hierdie stofies van jou kry? Waar kan mens dit koop? Is dit hier by net by jou? Bushwhackers het. Bushwhackers, Simot. Ek weet nie of Simot al gekoop het van die goedie. Kyk, CB Enterprise doen my verspreiding landwyd. Ja. Het jy 'n fabriek, Charles? Wat dit nou maak, ja. Ek maak hierso en dan ek supply vir CB en hulle versprei hom landwyd. So hoeveel mense het jy wat in jou fabriek werk? Ons is op die oomblik net 4. Net 4. Genade. So julle werk dan seker dood. En ons was op 'n stadium 13 toe ons 'n groot besending op Amerika toe moes stuur. Was ons 13. Ek het So jou choices gehad. So jou stowe is in Amerika.
Dink jy Ja, die Amerikaners daai weet hoe om stories nog nie. Die oontjie het ek een Engeland toe gestuur. ja. Dit was seker vir 'n Namibier wat daar bly net. Expat. Expert ja. Want ek dink nie die Britte gaan dit verstaan nie. Is jy 'n kamp natuurmens dat jy nou hierdie goed Ek lief van buite. ja. Buitelewe is my lewe. Ja, maar daar's die lig skoon en jy's by die sterre. Ja, Ek wil nou gou vir jou 'n laaste ding. Ek weet nie het jou vir jou gevra oor hierdie Ja. firelighters. So jy kan ons sommer jy vat sommer dit sommer so saam met Ja, saam met jou oontjie. As jy kolle laat kry, het jy kolle ingooi sodat jou firelighter op see kom brand. En Maak Bob op se jou die kop, ankel. As jy terugkom, brand jou kolle lekker, haal jou firelighter af. Ja. Laat hy koud word en sit hom terug in die paraffin. Jy gebruik hom oor en oor. My laaste vraag aan jou nee. Hierdie ding word obviously verskriklik warm. Hy word warm. So as jy kan nou nie aan hom vat of ietsie, jy gaan as jy Dit nou is op die hoekom- strand kos maak, dan moet jy Dit is nou hoekom ek hierdie kwallaatjie bygemaak het, Ja. sodat jy alles met hom kan hanteer. ja, maar ek bedoel Deksel op en toe maak jy kan jou klappie met hom stel. No problem. ja. Maar wat ek nou wil weet, so ek het nou op die strand het ek nou lekker rib gebraai in hom. As jou kolle uit is Hoe vinnig koel hy af? 15-20 minute, kom ons sê 'n halfuur. Dan is hy afgekoel. Sjoe. Just dis vinnig. Dis dun metaal, dit is 1.6 mm. Okay. Mild steel. So hy koel vinnig af. Hy koel vinnig af. Waarvoor is hierdie gate hier? Is dit hom net jou liggate? Dit is waar hy lig, hy kry sy lig daarvan onderaf. Ah. Kry sy lig daarvan onderaf. Oh, okay. Daar moet 'n trek wees dat hy Ja, kan natuurlijk, asemhaal en ja. Dit is wat hom so lekker maak. Wat jy met so min kolle so baie kan doen. Ja. Maar ons los hom. Voor ons hom breek, dan met ek en Hy Joe gaan hom nie betaal. sommer breek. Hy sal nie sommer breek nie. Charles, dit was heerlik om by jou te kuier. Ek dink as my man kyk dan soek hy so ene maar hy soek 'n grootte. So want hierdie een is net vir my. Hierdie is my nuwe baby. Wat gaan hier aan? Kyk my julle manne hier in Otjiwarongo het baie tyd. Gasbraaiertjie. Ja. Hy Is dit die plaat? meer vir die So ouens wat gasplaat. aan beweeg bly. Ja. Ek gaan hom As jy hom nou net so vir Oscar kan wys. Oscar. Daar sy staan hy sommer regop. Okay, en hier was hy goed. Daar is sy burner. Daar is die stikplaat. Liewe aarde. Daar is sy roostertjie. Daar is sy druptry. Ja. Om aan mekaar te sit is vinnig, maklik en gou. Jy sit jou burner daarin. Dit is soos hy hom warm maak, ja. Daar jou gas. En vat die lighter, steek hom. Ja, en dan het jy jou vlammetjie, ja. ja. Kraantjie hier opgemaak, steek jy hom daar brand. Ja. Dan sit jy jou druptry terug en dan kan jy nou maar braai. Liewe aarde. Dis vir die ouens wat aan beweeg bly. Ja. Hierdie campingkarre en daai goede. Ja, ja. Dis die ideale ding en En dis vinniger as vuur maak, né? Almal gewoond aan gas. Ja. Ek kan En dis dink. vinnig, jy hoef nie te sit en wag vir kolle nie. Ja, dis die ding van vuur, né? Jy is daar gewag. En jy het 'n keuse, jy kan either jou rooster gebruik Of ja, hierdie is nou meer ja, jou steikplaat of jou bacon en eggs vir ontbyt. Dit is perfek en alles pas in hierdie boks. Alles pas in daai boks, so hy's heeltemal uit die pad uit. En die ouens, meeste ouens wat kampeer en what have you, gebruik daai ammo boxes. Hulle Ja. pak hulle goed alles daar. Want dan is alles bymekaar en dit is ook eintlik klein spasie, nê. En hierdie goed vou alles in. So hy's baie Pas in kompak. mekaar. Liewe aarde. Nou tussen die twee, ons gaan kamp Desember op myl 108 en tussen die twee hoef ek niks te doen nie.
Het jy enige planne vir die toekoms? Wat wil jy nog uitvind? Uitdink? Ek is nou besig om 'n stoof te maak met lorry-rims. 'n stoof met lorry rims. Ja. Kan jy net so bietjie die aap uit die mou uitraak? Waar pas die lorry se rim by die stoof? Die lorry-rims, baie keer dan gaan jou rims op moere los. Ja. En dan werk hy gate uit, dan sy rim hier. Ja, kan jy nie gebruik nie. Dis toch Ja, useless. ja. Dan beland hy op die skrypjaar. Ja. En dis vreeslike dik en geweldige swaar staal daai. Ja. En ek het nou maar net 'n prentjie op YouTube gesien en besluit ek gaan dit ook try. Jy gaan dit ook gebruik. Nou, hoe ver is daai proses? Hy is nog ver van klaar af. Okay, maar ons kom kuier oor 'n jaar en Ja. dan braai ons Ja, ek iets sal op maar tyd eers dan. kyk. Ek weet nie Ja. of daar 'n mark daarvoor is nie. Ja. Maar jy gaan kyk op Onjoka, daai manne wat die ou koolstof. Ja. O ja, natuurlik ja. Ja. Tussen 9 en 14.000 rand. Maklik kost. ja. En mense is mal daaroor Ja, oor daai koolstowe. ja. Sjoe. Yes. Handige man. Baie dankie Charles. Ons het nou 'n hele kombuis hier voor. Ons het vreeslik baie lekker by jou gekuier. Ons gaan weer kom kuier om te kyk hoe werk daai taaiery. Dankie. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneof2.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Was dit nou so lekker by Charles gekuier? Dis lekker nee, maak En dit die skoon man, lang besig gehad. Nog tyd om skoon te maak sy hè. werkswinkel skoon Ja, sien te dit, ons maak, nou nie meer gaan kook nie. Sal ons nou maar vee Want as vrouens behoort in 'n 'n kombuis. kombuis. Ons kan nie meer pregnant wees nie. Ons kan kalf wees, ons kan ons skoon maak. Ek hoop jou naweek is minder skoonmakerig. Maak lekker kos. Gaan kyk wat se stofies maak Charles.